Goeiemiddag kerels, dames, vertrou het gaan goed. Vanmiddag skies as die lig so bietjie sleg is. Man, ek is so besig, verskoon hoe lyk ek maar so bietjie gewerk op die oomblik. En snaaks genoeg terwyl ek gewerk het, dat ek so bietjie, hoe kan ek sê, 'n gedagte by my hart ontvang. En ek wil eintlik eers met die jong klomp praat. Met die jong, veral die seuns, die dogters as dit by die eet kom. Maar meeste van die tyd, maar die seuns, die jong manne, sal sê hier van 12, 13, 14 jaar af. Ek wil vir die manne, vir die jong kerels vandag sê, jy hoef nie altyd ryk te wees, maar jy moet slim wees. Jy weet, as jy dink om 'n entrepreneur te kan word, as jy dink aan 'n gedagte van hoe om, ek wil amper sê te scheme en planne te beraam, hoe kan ek sê, die lewe laat werk vir jou, wat jy werk met planne, dan wil hom Koert vandag vir jou 'n tip gee. Ek wil jou slim maak, ek wil jou leer van entrepreneurskap. Dat alles in die lewe gaan nie net oor hoeveel geld jy het. Die partykeer moet jy slim ook wees, jy moet wysheid hê. En Koera wil vir jou iets leer vandag. Jy moet nou baie slim wees en jy moet baie mooi luister vandag. Nie elke pa en elke mamma rondom jou, pa, ma, is geseënd in finansies nie. Nie almal van ons nie. Die lewe is staf, die lewe is duur hier buite en soos die liewe Here dit baag, het nie almal van ons eintlik baie nie. En dan is daar baie van ons wat min het. Maar jy moet kan slim wees en jy moet met wysheid kan optree. En dit wat Koera vandag vir jou wil sê, as jy vandag sit op die lyn wat jy, ek sal nie sê altyd swaar kry, maar dit ook nie altyd maklik het nie, dan moet jy slim, dan moet jy mooi luister wat Koera vandag vir jou gee. En hou die video vir jouself, moet hom nie sommer uitdeel nie. Want dan gaan te veel mense jou planne, gaan hulle probeer naboots. Verstaan jy, hulle gaan jou voorspring en hulle gaan vir jou ore aansit, want hulle gaan, daai plan is 'n goeie plan. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy moet nie baie praat nie, jy moet net mooi luister na die tip wat ek vandag vir jou gee. Dit is, jy moet omtrent so 12, 13, 14 jaar oud is. As jy daai ouderdom het, moet jy mooi luister vir my. As jy nie 'n pa of 'n maat wat baie geld het nie. En jy weet, jy is dankbaar vir wat jy het, maar jy weet, jy lewe ook maar saam met pa van die hand na die mond toe. Daar's nie baie om te, jy weet, vakansies en al daai tipe ding. Daar's nie daai ekstra nie, maar daar's genoeg. Dan wil Koera vir jou sê, weet jy wat doen jy? Ek wil nou vir jou 'n tip gee. Hierso in Januarie, Februarie maand, eintlik maar meer Januarie, as die skole oopmaak, dan sorg jy dat jy begin met 'n pen en papier wat jy by die hekke sit. Jy sit by, ek wil amper sê by die padpatrollie. Jy sit daar en jy identifiseer die mense wat daagliks daar verbykom en hulle kinders aflaai. En dan natuurlik hier by Februarie maand, dan weet jy mos nou al wie is die kinders wat saam met jou in dieselfde graad is. En soos jy hulle dop hou, soos jy diagnose maak van dit wat rondom jou aangaan van maandag tot Vrydag, dan begin jy kyk vir twee dinge. Jy kyk na die vriende wat in jou graad, in jou klasse, in jou, weet daai selfde graad as jy kyk met wat se motors, wat 'n karre ry die maas. Alraai, baie belangrik. En jy maak notas van die wat jeeps ry, jy maak notas van die wat double cab bakkies ry, of daai cab en 'n half bakkies. Jy weet al daai, so jeeps en Land Rovers en Toyotas en bakkies en hierdie nuwe Ford bakkies en verstaan jy, Amaroks, jy maak notas en jy kyk wat 'n vriende, die maas wat dit ry, dan maak jy 'n nota daarvan, okay? So baie belangrik, jy gaan dit gebruik vir die pad vorentoe. En dan ook, die tweede ding wat jy doen, jy kyk ook wat 'n paas kom daar met jeeps en bakkies, veral bakkies, want daar's 'n rede hoekom hulle daai bakkies ry. En die vroue, as die maas gewoonlik daai bakkies ry, moet jy weet, dit is 'n tipe van selfvertroue en verdediging, veral met die taksies rondom ons, is dit mos nou daar 'n bietjie vir 'n manier van veiligheid. Verstaan jy wat? Hulle gaan nie sommer, hulle gaan nog vir 'n checker 60-60 aanvat, maar hulle gaan definitief nie sommer 'n jeep of 'n bakkie aanvat nie. So ja, dis hoekom ek vir jou sê, maak notas, jy kyk wat 'n mamma ry, wat is die mamas, wie ry die jeeps en wie ry die groot bakkies, daai mooi bakkies, daai nuwe bakkies wat op die nuwe nuut is op die mark. Jy maak notas daarvan. En dan kyk jy na die paas, jy kyk watter ry hierdie groot
Toyota Prados en Land Rovers en al die bakkies, nee, maar die goed moet mooi opgepomp wees, nuwe goeders. Dan maak jy notas daarvan en jy sit dit op papier en jy hou daai vriende, hou jy dop. Verstaan jy? Kyk nou en dan probeer jy so ver as moontlik met daai mannetjies bevriend raak. En jy begin uitvind, jou derde plig, as jy nou klaar begin, nou begin jy vriende soek, né? Dan begin jy nou agterkom, né, hoe hulle uitgekanselleer word of gedisqualify word, is wanneer jy uitvind, is hulle jagters. Weet, is hulle lief vir jag, gat hulle bosvelde toe, hoe lyk dit hier by Julie maand, Augustus maand, dan kyk jy, luister jy so, jag julle, wat doen jou pa, groot jagter, want as hy die geld het, dan het hy in baie gevalle ook die tyd, en as hy die karre het hy mos nou alles wat nodig is, en dan gaan dit nou maar net oor, doen hy dit of doen hy dit nie, en die wat gedisqualify word, teken jy aan, jy trek 'n lyn daardeur, hulle het nie belangstelling nie, maar die wat die potensiaal vir jou toon, om absoluut in jou behoefte te bevredig, van lekker droëwors en biltong en lekker jagtery, daai tik jy af, en jy begin met daai mense, bevriend word met daai kinders. Hoor wat ek vandag vir jou gee. En weet jy wat, in baie gevalle, al het jy dit nie baie, al het jy nie baie geld, al het jou ouers nie baie geld nie, gebruik jy jou wysheid. En jy begin nie net skyn heilig nie, maar ook lekker vriende word met daai tipe mense, want dit is daai tipe mense wat baie gesellig is en loyaal is en baie geld het, en jy weet as hulle gaan jag, gaan hulle nie klein nie, hulle skiet sommer vinnig vir jou 2 kudu's, of 'n eland, of 'n blou wildebees, of jy weet, gewoonlik die rooibokke, kyk die rooibokke is dan nie so duur nie, nou dit is waar die hand begin gly, dan sal daai pa van daai vriend van jou moet ek vir jou sê, het jy al gejag, en as hy sê, en jy sê vir hom, nee, ek weet, my pa het nou nie daai tipe dinge, hy het nie daai belangstelling, ons het ook nie regtig daai geld nie, oom. Dan sal daai oom jou moet ek vir jou sê, kom ek vat jou vir 'n treat, en oom borg jou, en ja, ons kyk of jy daai geweer kan skiet, en dan in baie gevalle kry jy die geleentheid en die kans om jou eie bok te skiet, en outomaties dit opdaang en droëwors te maak, en al daai tipe goeders. En dan gebeur wat Oom Koert vandag vir jou wil wys. Ek gaan dit net gou stop, ek gaan ons die video omdraai. Kom ons draai hom om. Daar sy, kan jy sien wat ek sien? Daar so, ek staan nou in Oom Koert se motorhuis, of soos julle jong mannetjies praat, garage. En kyk wat is hierso, kyk wat hang hierso. En Oom Koert is absoluut georganiseer, verstaan my, want die Springbok rugby is om die draai. En weet jy wat, al werk Oom Koert vir die Here, het die Here altyd 'n manier hoe hy voorsien. Sien jou hang het hierso, en moenie na die kar kyk, die kar is nie myne nie, is my broer se kar. Oom Koert pas dit net op vir hom. Maar kyk hierso, kyk hoe hang hulle daarso, hulle is reg vir eet. En ek het van hier af net 2 groot uitdagings. 2, hoe kan ek sê, ja, wat weet sekere goed waar ek op my hoede moet wees. Behalwe nou om dit lekker droog te kry, dat hulle lekker proong geëet te word, sit ek met 2 baie groot uitdagings. En dit is Oom Koert se vrou, en natuurlik Oom Koert het 'n hond, haar naam is Zia. En sy het nou gesien toe ek met hierdie sakke vol goed hier uitloop, dat ek net hierdie kamera omswaai. Daar sy, kan jy my nou verder sien. En hulle weet van wat hier afgelewer is. Hulle weet wat ek mee uitgestap het na hierdie motorhuis of garage. So Zia, daai klein hondjie van my, is klaar besig om haar dinge uit te werk, hoe om 'n stuk of 2 van hierdie stukke biltong te kan kry. Sy gaan hoe kan ek sê, haar mojo gaan sy begin swaai om te kyk hoe kan sy 'n paar stukke van hierdie biltong ingewerk kry. En dan natuurlik Oom Koert se vrou. Sy is nie baie lank nie, maar sy is ook baie slim. En sy kyk wat in hierdie garage aangaan, en sy sal haarself nie 2 keer laat nooi om te toets of die biltong al gereed is nie. Verstaan jy? Sy is baie slim. Sy kom vang sommer 'n leer daar in die huis of wat ook al. En sy sal baie maklik kom proe. Jy weet, proestukkies of dit reg is, en dit sal my ontvoer werk toe ook as ek nie sien nie. So ek is nou van hier af, moet ek in beheer wees, anders het ek probleme, verstaan jy, dis hoekom Oom Koert het nou vir jou geleer hoe om slim te wees, om 'n entrepreneur te word vir die dag van môre. Jy hoef nie altyd ryk te wees nie, maar jy moet slim wees, verstaan my punt.
So ja, Kura spot het vandag met jou. Maar ja, dit is vandag se lewe gaan dit nie oor hoeveel grade en wysheid jy weet hoeveel grade en geld jy het nie. Dit gaan oor die mense wat jy ken. En Kura praat hierdie dinge wat ek weet ma en pa sal ook heel moontlik luister. Jy weet in my tye voor ek tot bekering gekom het, was ek ook baie lief vir jag. En Kurt was baie lief vir biltong. Jong, dat ek vandag vir jou sê, as ek nie altyd kan skiet nie, dan kry ek manne om vir my te skiet. En ek is baie lief vir blou wildebees en kudu biltong en dan daai rooi bokke. Kyk, en daai cabernossies, nê, met die bosvarke. Maar wat ek vandag vir jou wil sê, in Kurt se geval, werk Kurt vir die Here. En as jy vir die Here werk, het jy dit nie aldag breed nie. Verstaan jy, dit kos, ek kry nie salarisse soos baie mense hier buite nie. En Kurt se lewe het in 'n kwessie van 'n paar jaar drasties verander. Maar weet jy wat, om vandag te gaan jag, kos baie geld. Jy weet, as jy jou eie geweer koop en ammunisie en jy weet om uit te gaan plase toe, dit kos baie, want baie van daai plase, van daai eienaars kyk deesdae vir uitlander, vir oorseese mense wat daar kom skiet. So, om te skiet is nie meer maklik nie, dit is baie uitdagend, dit is baie duur, en hoe kan ek sê, aan die ander kant moet ons ook die boere verstaan, want om daai diere te voer, as dit so droog is, om te onderhou, plase te onderhou, is nie meer maklik nie, hulle het baie uitdagings. So, ja, aan die een kant moet 'n mens ook 'n wen-wen situasie hê, dit gaan ook wie jy ken, sodat niemand mekaar uitbuit nie. Maar op die einde van die dag kos dit baie geld. Kyk, ons kan almal dit op die tafel sit vandag, dit is nie goedkoop om mee te jag nie, en as jy 'n geweer gaan koop, en jy koop vir jou 'n lekker scope, en daai goed kan jy jou maklik seker hier by die 38.000-40.000 rand koop, kos nie. En dit hang af hoe professioneel jy gaan, dan kan jy na groot goeders toe gaan, dat ek vir jou sê, ek was hierdie naweek by mense, en daai mannetjie het my sommer bang gepraat, dat ek vir jou sê, hy is kookwater in hierdie game, en daai man is skiet groot, hulle sit nie en speel nie, en dit wat Kurt vandag vir jou wil sê, die Here weet, ek het nie aldag die geld vir 'n geweer en om uit te gaan na plase toe, daar te betaal vir verblyf in 'n week of wat daar te wees. En dan is dit nog nie klaar nie. Jy betaal baie geld vir daai kudus en daai elande en daai rooi bokke. Dis nie meer goedkoop nie. Maar dan kom die terugkomslag en dan moet daai goed ingegee word by slaghuise en weet verwerk word en al daai tipe goeders en dan moet dit gehang word. So alles kos baie geld. En baie van ons jong mense, ons sukkel, baie van ons ouers het dit nie meer baie breed nie. En weet jy wat, in Kurt se geval, ek kan nie altyd vir ander mense praat nie, en dis hoekom ek jou slim maak, dat jy moet vir jou goeie vriende kry, goeie vriende, nie skynheilig wees nie, maar jy moet slim wees, jy moet kyk, jy moet bietjie aftik, jy moet daai papier invul, en kyk waar is die voordele van iets waarin jy belangstel, en al wat jy daar moet doen, jy moet jou brein gebruik, en outomaties as daai ouers se hart het, en omgee, hart van omgee, en uitdeel, en al daai tipe goeder, sal hulle natuurlik aan jou doen, wat hulle aan hulle self gedoen wil hê, wat hulle aan hulle eie kinders, hulle eie seuns gedoen wil hê, en sal hulle jou vat, en jou heel moontlik bederf, om jou eie bokkie te skiet, jou eie biltong, dis 'n voorreg, dit is lekker, ek moet eerlikwaar sê, ek is ook baie lief vir diere, maar ek is ook baie lief, vir 'n lekker stukkie biltong en 'n droë word, veral daar as die manne begin die rugby speel, die Springbokke, ons is baie trots op hulle, en natuurlik wens ons hulle alle seën en voorspoed. Dit is nie net vir hulle sport nie, dit is hulle werk, dis hoe hulle brood en botter op die tafel sit, en ons is opgewonde, hulle werk hard, speel goed, sit hulle lywe op die spel, om ons ook gelukkig te maak in ons land, en hierdie stuk droë word, en biltong, en alles wat ek het, gaan 'n ou se hart gelukkig maak, dit is nie altyd baie nie, maar dit is genoeg. En wat Kura vandag vir jou wil sê, weet jy hoe werk die Here? Die Here weet ek het 'n groot liefde vir 'n wildsplaas. Ek is baie lief vir jag en ook lief om te geskiet het voor ek tot bekering gekom het. Maar ek jag vandag iets anders. Verstaan jy, ek is deel van die vissers van mense wat siele jag en mense na die Here toe lei. En ek maak die Here, ek verheerlik die Here deur geloof en gehoorsaamheid. En hy sien my hart raak en ek ploeg so baie in baie mense se lewens in. En weet jy wat, hierdie naweek het Kurt die voorreg gehad om na 'n familie te gaan in Rustenburg. Ek gaan nie hulle name noem nie. Hulle is nie mense, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie, maar daai mense het 'n hart van goud. En weet jy wat, nee, ek het daar saam met hulle lekker gekuier die naweek. En weet jy wat, daar kom die pa van daai familie,
die pa van die kinders en alles, en hy kom en hy bring vir my 'n groot sak wilswors, en hy bring vir my 'n groot sak biltong. Dis wat julle hier gesien hang het. En dit is hoe die Here werk. Vandag gaan dit nie oor wie en wat jy is en hoeveel geld jy het en hoeveel jy geërf nie. Dit gaan oor wie jy ken. En kom ek vertel jou iets, as jy ware broers in die Here Jesus Christus het, is daar van hulle wat bietjie meer het as 'n ander, want dis die minstukke, die gawes wat God in hulle hande gesit het. Maar saam met dit, in baie gevalle kom 'n mooi hart. En dis wat hierdie familie doen. Dis wat hierdie familie se harte so mooi maak. Hulle deel, hulle lewe nie net vir hulself, bou alles toe met mure en lewe daar in hulle goudpot en hulle het nie 'n saak met niks en niemand nie. Maar hulle waardeer jou, hulle waardeer wat jy doen en op 'n ander manier geestelik wat ek in hulle lewens inbou. En daai mense se harte, ek wens ek kan dit oopsny en dit vir julle wys hoe lyk daai mense se harte, soveel gasvryheid en liefde en hoe hulle ons op die hande dra. En ek kan vir julle sê, as ek kyk na die wilswors wat ek ontvang het, die pakke, daar seker 10, 12 pakke. As ek kyk na al hierdie biltong, is dit is seker baie maklike R1000 se geskenk. En weet jy wat, dit vat baie in vandag se lewe om dit net so prys te gee. Maar dis hoe dit lyk as 'n mens lief is vir die Here. Maar weet jy wat, die Here maak aan die ander kant weer 'n deur vir hulle oop om weer te gaan skiet en God sorg vir hulle, hy bederf hulle, hy kyk na hulle besighede, hy kyk na hulle belange, maar dit gaan oor wat in die hart aangaan. Verstaan my punt? En Jesus het self gesê in Handelinge 20 vers 35, dis lekkerder om te gee as om te ontvang. En dis absoluut waar. Weet jy wat, nee, ek kan miskien nie altyd met finansies in mense se lewens inbou nie. As ek het, gee ek altyd, sal my laaste vir mense gee. Maar weet jy wat, dit wat ek het, gee ek vir jou in Jesus Christus se naam. En ek kan vir jou bid, ek kan vir jou bedien, ek kan jou doop, ek kan bevryding op jou doen, ek verstaan my punt, in die Here se teenwoordigheid is daar geen beperkings, geen limite nie. En dit is vir my 'n voorreg om vandag vir jou 'n lewensles te leer, 'n lewensles wat die Here ook vandag vir my wys. Dit is nie dat jy vals is of dat jy op mense spanch en soos 'n boemelaar met 'n bord op die straat hoef te gaan staan nie. God bring mense bymekaar. Dat ek vir jou sê, sout van die aarde mense hier tussen ons. En al wat moet gebeur, ons moet dit mekaar vind. Ons moet dit mekaar vind. Want weet jy wat, jy het miskien nie finansies, maar weet jy wat, ek het die wysheid. En weet jy wat, ons almal is lief vir Jesus Christus. En weet jy wat, as een dit lei ons almal saam. En weet jy wat, ek kan miskien, geld is nie 'n probleem daar nie. Ek hoef nie geld vir dit te gee, want die Here het hulle geseën met baie. Maar weet jy wat, die wysheid, die kennis, die kundigheid en 'n 13 jaar se ervaring in die bediening en ure se gebede op my knieë is vir daai mense genoeg. En hulle maak hulle gees, hulle harte oop, hulle maak hulle plase oop om ons te ontvang. En die Here werk deur hulle. Ek sê altyd, dis nie jy wat so goed is nie, dis God wat jou in daai posisie stel om dit te kan hê. Dis God wat jou in daai posisie stel om dit te bereik het in jou lewe. Al die lof en eer kom die Here toe. En dat ek vir jou sê vandag, daar's niks mooier as 'n Christenkind van God wat baie het, maar wat nie toe hande het nie, wat inploeg in God se koninkryk, inbou in sy koninkryk. So dis die lewensles wat Onkura vandag vir jou as 'n jong seun wil gee en outomaties ook vir my medebroers en susters, vir paas en maas wat vandag na my luister. Dit is nie wie en wat jy is nie. Dit is wat jy is in Christus Jesus. En ons moet mekaar op die hande dra. En ek het net weer eens gesien hierdie naweek, ietsie kleins wat 'n groot massiewe verskil in 'n mens se lewe maak. En dit gaan nie altyd oor wat jy ry en hoeveel nulle jy in die bank het en om alles altyd van die beste te hê nie. Nee, dit gaan oor wie jy ken. En ek kan vandag vir sê, ja, hier's baie skynheilige, hypocriet mense, valse mense hier buite, maar hier is ook sout van die aarde mense, mense wat nie net daar is om visse en brood te kom haal nie, maar mense wat visse en brood na die tafel toe gaan bring, en wat 'n positiewe verskil hier buite in die gees en die harte van soveel mense wil maak. Julle weet wie julle is in Rustenburg, ek hoef nie name te noem nie. Ek wil vir julle verskriklik baie dankie sê vir hierdie bederf, en hoe julle gees, julle harte oopgemaak het, nie net vir my nie, maar my gesin, en mense wat saam met ons was. Dankie vir die plaas, vir die lekker kuier daarso op die plaas, en hoe julle ons ontvang het, met soveel liefde en deernis, en ja, daar's nie genoeg woorde in my hart, om my dankbaarheid te betuig, vir wat elkeen van julle hele klomp, van die seuns, van die
Ja, van die kleinkinders, van die paas, van almal, die maas, almal van julle weet van wie ek praat. Dankie daarvoor, dankie vir die bederf, en dankie vir die voorreg om ook stil te raak en te sê, Koert, nou bid jy, nou tree jy in, nou luister ons na die wysheid wat die Here deur jou spreek. Julle is hartsmense, julle is vir my kosbaar en goud werd, moet dit nooit in julle lewens vergeet. Ek noem nie name nie, want die eer en erkenning kom die Here toe, maar julle weet wie julle is vandag. Baie dankie. Vir almal wat vandag na my luister, dis 'n lewensles wat ek vir elkeen van julle wil leer. Nie net vir die jong klomp wat ek 'n bietjie spot nie, maar vir elkeen van julle wat baie het. Jy weet, ons wat ryk is, moet kan kyk na die armes, veral as dit kom by ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Ons moet kan kyk na mekaar, ons moet mekaar op die hande kan dra, is vir God belangrik. Maar weet jy wat nie, dis is waar die geestelike gawes, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, 'n massiewe groot impak op almal van ons het. Jy het miskien die finansies wat God vir jou minstens in die hand gestop het om 'n plaas te bedryf, of 'n groot besigheid, of 'n jy weet, wat dit ook al is, of 'n baie goeie werk hê, wat jy goed verdien, wat jy direkteurskap is. Maar aan die ander kant, nee, die Here weer ander mense wat geloof het, ander mense wat, hoe kan ek sê, die geestelike gawe van genesing, en mense wat absoluut wysheid het, en geloof en insig in die woord, en kennis, en wat ons mekaar op die hande dra. En so bou ons in mekaar, ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel. En weet jy wat, op die einde van die dag het jy met niks in hierdie wêreld ingekom nie, en jy gaan met niks uit nie. Al jou rykdom, jou mooi karre, jou huise, jou sakke vol geld, het geen ewigheidswaarde nie. Maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar. En weet jy hoe doen jy dit? Om in mense in te ploeg, weeshuise, weduwees, ouerhuise, mense wat arm is, kinders van God, kerke in te ploeg daar, maar wat ook daar waar jy God se belange bo joune stel en 'n positiewe verskil maak. Is amper soos daai mannekamp wat ek nou die dag was. Daai man het genoeg geld, hy het nie nodig om manne te entertain met Christendom. Hy kan nog meer en meer duisende rande maak, want hy het dit klaar. Maar dis sy keuse om te sê, weet jy wat, 1 of 2 keer 'n jaar sit ek alles op sy, en ek ploeg terug in die koninkryk van God, en ek maak vir my 'n skat in die hemel by mekaar, want hy of sy wil deel wees van die proses waar daar gebou word en nie gebreek word nie, waar mense nader getrek word aan die Here en nie verder verstoot word nie. En ja, manne soos ons het daai tipe platforms nodig. Ons het manne, die groot kanonne, die eisters in finansiese goed het ons nodig om hierdie tipe hoogtes te bereik, en 'n goeie platform te hê om iets te bied vir mense wat daar kom, want eet moet hulle eet, en stort moet hulle stort. Hulle moet gemaklik daar kan sit en lekker kuier, en die liefde van God kan ervaar en beleef, en dat ek vandag vir jou sê, ek het in die laaste week of 2 so gesien hoe God deurkom vir my, en hy weet ek was so lief vir jag altyd in my lewe, ek was lief vir biltong en 'n droë worsie, veral as ons so 'n bietjie ontspan, 'n bietjie rugby kyk. Ek weet dis baie mense sê dis wêrelds, nee wat, jy het ook 'n liefde, ons is nie ornamente, masjiene nie, ons kan ook partykeer saam met ons kinders, saam met ons vrouens bietjie ontspan en 'n vleisie braai en dit geniet, en saam met die bokke bly wees as hulle goed doen, en ja, net bly wees vir ons land, as dit kom by daai tipe dinge, en ek is baie lief vir my biltong en my droë worsie, en die Here maar net weer eens vir my gewys die naweek, hoe kan hy deur ander mense jou op die hande dra en voorsien? Jy hoef nie altyd alles te hê afsonderlik nie, maar God gebruik mense, groot kanonne met finansies, met geld, om ook my hart te bederf, en te waardeer vir dit wat ons inploeg. Nie altyd net wil hê visies en brood nie, maar ook terug te ploeg in die koninkryk van God. Vir daai mense, vir jou wat vandag na my luister, julle ken my, julle weet van wie ek praat. Mag die Here julle seën vir julle pragtige harte, mag hy julle absoluut op die hande dra, mag sy skatkamer, mag hy die skatkamer van sy koninkryk oor julle lewens open, mag julle verhouding met God van krag tot krag gaan, mag hy julle grondgebied vergroot, en vir julle die shalom vrede gee wat alle verstand te bowe is. Dankie vir julle pragtige harte, moet dit nooit verloor nie, want dis die kosbaarste besitting wat julle ooit in julle lewens sal hê. Baie dankie daarvoor. Vir almal wat luister, wees geseënd in die Here Jesus Christus. 'n mooi en geseënde dag word vir almal toegewens. Lief vir julle tot ons weer praat. Seën vir julle almal, en groete daar. Shalom. Dankie vir almal se liefde, ondersteuning ook, en daaglikse gebede. Dit beteken baie vir my. Baie dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg om ook hierdie woord vandag te kan deel.
Aan God kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen.